Welkom by nog 'n boodskap van Flowering Almond. Dankie dat jy saam met my ingeskakel is en saam met my leer uit die vrouens van die Bybel. Vandag is die 23ste boodskap en ons kyk na Herodias. Herodias se verhaal is 'n verhaal waar ons sien dat wraak en trots 'n gevaar is wanneer God jou kom konfronteer met waarheid. So ons leef graag in 'n tyd waar mense sê jy moet my net nie oordeel nie. Mense judge. Dit is 'n klomp hypocrites en moenie vir my sê wat ek moet doen nie en moenie my voorskryf nie. Nou Johannes die Doper het nie daai memo gekry nie. Nee, hy was 'n profeet wat uitverkoop was vir die koninkryk. Hy het skaamteloos en gestap in waarheid. En dit is eintlik die plek waar ek en jy moet wees. Hy kyk vir Herodes en Herodias in die oë en hy sê in Markus 6 vers 18: Dit is jou nie geoorloof om jou broer se vrou te hê nie. En net daar begin die drama. Nie 'n Netflix drama nie, 'n Bybelse tragedie. Die skrifgedeeltes wat jy kan gaan oplees saam met my, maak sommer 'n nota daarvan, is Markus 6 vers 17 tot 29, Matteus 14 vers 3 tot 12, Lukas 3 vers 19 tot 20. Nou Herodias verwerp korreksie. Johannes bring nie skinder nie, hy bring waarheid. Hy praat nie oor ek het gehoor en nou vertel ek vir hierdie en nou vertel ek vir daai nie. Nee, hy gaan reguit na hulle toe en hy bring waarheid. En wat jy hier moet leer, is nie almal altyd wat jou korrigeer is teen jou nie. En ons as mense is geneig om die oomblik wanneer iemand ons op ons foute wys, dan gaan ons dadelik oor in die aanvalmeganisme van hoe kan jy? Ons trots voel gekrenk, so ons voel hoe durf jy dit vir my sê? Hoe durf jy vir my sê wat ek moet doen? Maar wanneer ons 'n kind van God is en iemand korrigeer ons op dit wat ons verkeerd doen, die sonde waarin ons vasgeval is. Onthou, sonde raak soos 'n bril, dat ons nie meer duidelik kan sien nie, ons kan nie meer onderskei nie, ons begin in grys areas beweeg. Dan is dit nodig dat 'n kind van God vir jou waarheid moet bring, want hulle red jou lewe, hulle red jou siel. Spreuke 12 vers 1 sê, wie teregwysing haat, is onverstandig. Ons bid so maklik en sê ons, Here, praat met my. Maar as hy praat op 'n manier wat dalk vir ons ongemaklik is, waar hy ons korrigeer deur mense na ons toe te stuur, dan raak ons kwaad. En dan sê ons, nee, maar dit is nie die Here nie, dit is mense en ek gaan hierdie mense uit my lewe uitsny, ek wil niks meer met hulle toe doen nie. En ons raak hard en afgestomp en ons begin in isolasie te beweeg. Trots wil nie buig nie. Herodias kies haar posisie. Nou sy is nou die nuwe koningin, want sy was nou ontrou aan haar eie man, trou met hierdie Herodes, en sy is nou koningin, sy hou van hierdie posisie. Sy kies dit bo gehoorsaamheid, sy wil nie verander nie, sy wil hê die profeet moet stil bly. Trots sê, ek is reg. Nederigheid sê, Here leer my. Julle en ons kan gaga vir Herodias oordeel, baie vinnig. Maar ek dink in my en jou lewe, hoeveel keer is daar, wanneer ons teregwysing ontvang, wanneer iemand in liefde ons wil reghelp, dat ons uit trotsheid reageer en sê, nee, los my uit, jy moet waai, die profeet moet uit my lewe uitwaai, ek wil bly waar ek is, ek wil nie verander nie, ek is gemaklik met waar ek is. En dis eina, nee, dit sny dadelik, ek glo hierdie woord sny deur murg en been tot ons, om te sê, maar sjoe, ons moet nie sê, daai ene, wanneer is, ek onthou my man, my vrou, my boetie, my sussie, my ma, my pa, hulle is skuldig nie. Maar kom ons gaan kyk diep binne ons, want terwyl ek hierso praat, kan ek oomblikke raak sien waar ek skuldig is. Waar kinders van God, wat die Here gestuur het met 'n profetiese boodskap na my toe, begin verwerp het uit 'n plek uit, omdat ek nie wil verander nie, omdat my trots gekrenk is, omdat ek nou skaam voel. Spreuke 16 vers 18 sê, trots kom tot 'n val. Julle wraak word 'n leefstyl. Markus 6 vers 19 sê, Herodias het 'n wrok teen hom gekoester. Sy het gewag, die wrok het gegroei, so sy het beplan en sy het bereken. Bitterheid is nie 'n gevoel wat ons het nie, dis 'n besluit wat jy oor iets maak. Ek sê dit weer. Bitterheid is nie 'n gevoel nie, dis nie emosie nie, dis 'n besluit. Ek besluit om toe te gee
aan my emosies en dan 'n wrok te bou, daarop te teer, daai gif aanhoudend te drink en bose planne teen ander te beraam. Hebreërs 12 vers 15 sê, 'n bitter wortel bring groot skade. Nou iemand soos Herodias manipuleer ander. Herodias gebruik haar eie dogter om haar agenda te bereik. Haar eie kind word 'n instrument. So wanneer ons uit 'n plek van wraak reageer, uit bitterheid reageer, uit ongehoorsaamheid en uit 'n plek waar ons trots gekrenk is, dan gebruik ons baie keer ander en manipuleer ander om ons eie wil en ons eie sin te kry. Jy sal baie keer sien in 'n werksplek of in 'n familie, ek dink baie keer 'n maklike een om voor te stel is, wanneer pappa of mamma met die kinders raas, dan team hulle mos nou op teen ma en pa. Want die kind wat eintlik die een was wat verkeerd was, hou nou nie daarvan nie, die trots is gekrenk. So nou trek hulle vir boetie en sussie saam in om te manipuleer, om hulle wil en sin te kry. Ons as groot mense doen dieselfde, ons is nie anders as die kinders nie. Die eerlike vraag wat ek vir jou vandag wil vra is, gebruik jy ander mense om jou wil en jou sin reg te kry? Om ander te manipuleer? Of dien jy mense? Is jy diensbaar? Dan die laaste punt wat ek hierso vir ons het, jy kan 'n profeet stil maak, maar jy kan nie God stil maak nie. Herodias het gesorg dat Johannes onthoof word. Dit was wat sy gevra het. Sy kop was op 'n skimbord na haar toe gebring. Die profeet was stil gemaak, maar die gees van God leef en het aangehou om teen haar te getuig. Die Heilige Gees het aarde toe gekom. Jesus was daar. Matteus 11 vers 11 sê, Jesus sê later, onder die wat uit vroue gebore is niemand groter as Johannes nie. So God se stem skree harder oor Johannes se lewe as die stem van Herodias wat hom probeer stilmaak het. So ons kyk bietjie na twee kontraste tussen Herodias en tussen haar en Johannes. Herodias is trots. Johannes leef in nederigheid. Onthou, hy het diervelle gedra, hy het sprinkonne en wille heuning geëet. Hy was absoluut toegewyd gewees om te verkondig dat Jesus Christus die Messias op pad is. Herodias neem wraak en Johannes bly getrou aan die opdrag van God om te profeteer en as 'n profeet op te tree, as sy roeping te vervul. Herodias gebruik manipulasie. Johannes is gehoorsaam. Hy tree nie op uit manipulasie nie, hy tree op uit gehoorsaamheid. Herodias wil haar mag behou. Johannes gee sy lewe. Die toepassing vir ons vandag en die vraag wat ons vir mekaar kan vra is, hoe reageer ek wanneer God my konfronteer? Spring ek op my perdjie? Raak ek kwaad vir die mense wat hy gebruik as boodskappers? Is daar bitterheid in my hart wat ek probeer regpraat en regverdig? En het ek God se stem afgeskakel omdat sy stem vir my te ongemaklik is? Dis iets wat ons maklik doen. Ons kan maklik sê, ons hoor nie meer die Here nie, ons ken nie sy stem nie. Maar ons het sy stem afgedraai, want ons is nie bereid om ongemak te face nie. Herodias se verhaal vra ons nie wie is verkeerd nie, maar dit vra ons wie is bereid om te verander. God roep ons nie om gemaklik te leef nie, julle. Hy roep ons om die waarheid lief te hê. Onthou, jy sal die waarheid ken en die waarheid sal jou vrymaak. So kom ons leer uit Herodias se lewe uit. Kom ons wees nie hardkoppig soos sy nie. Kom ons wees nie trots soos sy nie. Ons ondersoek ons hart en ons vra, Here, vul my met 'n gees van nederigheid. Kom maak my vry van hierdie trots, van hierdie manipulasie, van hierdie woede en hierdie wrokke wat ek teen u kinders koester. Kom maak my vry daarvan. Dit gaan dalk kos dat jy moet vas vir 'n tydperk daarvoor. Dit gaan baie gebed en smeking kos, maar onderwerp jou aan die Here. Lê aan sy voete, lê hierdie trots en hoogmoed neer en vra vir hom om jou te kom vrymaak.